Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou vandag wil ek graag met julle gesels oor iets wat my nogal ja, wat my pla rondom 'n onderhoud wat ek kyk het so 'n paar dae terug wat vroeër in die week dan nou opgelaai is op YouTube. En dit gaan oor die voormalige hoof van die Sataniese Kerk, Rian Swiegelaar, wat dan nou gesê het hy distansieer hom van satanisme, hy is klaar daarmee en hy is nou 'n volger van Jesus Christus. Hy het hierdie ontmoeting met Jesus gehad volgens hom en nou is hy 'n wedergebore kind van God. Nou ek wil voordat ek begin met hierdie video, wil ek dit net baie duidelik maak dat hierdie video nie daar is om hierdie man te oordeel nie. Dit is ook nie daar, ek maak nie hierdie video om die man te oordeel nie. Ek maak ook nie hierdie video om mense nou negatief te maak oor sy getuienis nie. Ek maak hierdie video om jou bewus te maak van 'n misleidende gees, 'n moontlike misleidende gees. Ek moet dit uitsê, sit daar buite. Paar dingetjies wat net nie vir my sin maak nie, wat vir my rooi vlaggies is in hierdie onderhoud en wat my nogal laat dink het en laat wonder het en wat nie vir my saamstem met die woord van God nie, want wanneer ons na hierdie tipe goed luister, moet ons altyd teruggaan na die woord van God om te kyk, maar is dit wat God se woord vir ons sê, wat ons moet doen? En is dit werklik wat dan nou gebeur? So ek wil dit ook nou daarby te sê. So ek het omtrent 'n jaar gelede het ek 'n soortgelyke video gemaak toe die eerste onderhoud met Josh Rubin op Wide Awake, dis 'n podcast wat hy het, hierdie Josh Rubin uitgekom het waar Rian net waar hy die onderhoud gevoer het waar hy net begin vertel het van hierdie ontmoeting wat hy gehad het. Maar hy het nie veel detail deurgegee nie, want hy was nog deel van die Sataniese Kerk en hy was nog wettiglik verplig om sekere dinge wat hy nie mag gebind, wat hy nie mag gesê het nie. So nou dit het net gedeeltelike, hy het meer van sy getuienis vertel, nie veel van wat agter die skerms aangaan in satanisme nie. Nou hierdie volgende video wat hy nou gedoen het onlangs hierdie onderhoud, vertel hy meer van wat agter die skerms met satanisme aangaan, die rituele wat hulle doen. En as jy so daarna luister, dan is dit nie eintlik enige iets wat 'n mens nou nie weet nie. Ek dink die meerderheid mense weet wat satanisme is. Ons weet al die gruisame goed wat hulle doen, die diereoffers wat hulle doen, die bloed wat hulle drink, want dit is wat satanisme is. Satan het geen geheim daarvan dat hy daar buite uitsit wat hulle doen nie. Ons kan sien in die flieks in Hollywood, hulle wys datant al die dinge wat hulle doen in die flieks, want dit is wat satanisme is. Dit is wie Satan is, hy wil hê mense moet weet wat hy doen. Maar ongelukkig is ons mense nie so aan mekaar gesit nie, ons wil nie die wreedheid sien nie, ons wil nie, ons kyk eerder ander pad, want ons maak of dit nie daar is nie, want vir een of ander rede, as ons na ander pad kyk en maak of dit nie daar is nie, dan bestaan dit nie vir ons. Ons wil nie die realiteit in die oë staar nie. So dit was nou nie vir my nuwe nuus nie. Dit is sleg om te hoor, om te weet dat hulle is werklik betrokke by mensehandel en al die dinge, slegte dinge en hoë profiel mense is betrokke by satanisme. Hy het natuurlik nie name genoem nie. Wat ek natuurlik dink, soos wat hy sê, is dat hy kan nie mense se name noem nie, want net soos hy, is hulle ook mense wat tot bekering kan kom en God kan hulle sondes ook vergewe. Wat natuurlik absoluut 100% reg is en waar is, maar ons het God het vir ons 'n moral law gegee, ons 'n gewete gegee en waar hy vir ons, waar jy wel mense, as jy sien hulle doen verkeerd, maak nie saak wie hulle is nie, of hulle die koning is, of hulle die paus is, of hulle die hoof van 'n skool is, jy moet dit gaan aanmeld, daai verkeerde ding wat hulle doen. Jy moet hulle name bekend maak. Dit het niks met hulle verlossing
uit te waai op die einde van die dag nie. Dit gaan niks aan hulle verlossing doen nie. Daai mens moet gestop word met watse dinge, praktyke hulle ook al besig is, en dan kan daai persoon mee gewerk word op 'n geestelike vlak waar mense dan met hom kan werk, en dan het hy nog steeds die kans om Jesus aan te neem. So dit is vir my ook iets wat nie sin maak nie. Wat ek voel is, ja, ek kan nie verstaan hoekom kan hy nie mense se name sê nie, want as jy mense ontbloot jy dit, jy ontbloot die netwerk, maar dit is vir my net ook nogal, so ek weet nie, ek stem nie daarmee saam nie, maar goed. Die volgende ding wat hy genoem het is, toe het hy 'n bietjie begin vertel, en dit is een van die groot rooi vlae in hierdie video, is, hy het begin vertel, in sy vorige onderhoud het hy vertel dat hy het nie gesê wat sy ritueel hy gedoen het nie, voordat hy hierdie ontmoeting gekry het nie, maar toe hy het vertel in sy vorige onderhoud, dat hy het Jesus gesien, en Jesus het hom met hierdie liefde, geflat, soos hy nou in Engels sal sê, en dit is omtrent dit waar dit kom, en toe het hy 'n paar dae later 'n stem begin hoor, waar God met hom begin praat het, en so aan. En soos ek in die vorige video ook verduidelik het, het hy gesê, God het vir hom gesê, hy het nie nodig om oor enige sondes te bely nie, wat ons natuurlik weet nie die waarheid is nie. Almal van ons het iets om oor te bely. Jy word gebore in 'n sondige wêreld, en totdat jy Jesus aangeneem het as jou ware saligmaker en jou redder, dan eers is jy skoon gewas in sy bloed, en is jy 'n nuwe persoon in Christus. Maar dit beteken nie, jy kan nog sonde doen nie. Jy moet nog steeds gaan om verskoning vra en vir Here vra, Here vergewe my vir wat ek doen, en dat ook optree en help my. Jy moet konstant in hierdie proses wees, waar jy Jesus, waar jy strewe na, om soos Jesus te wees, soms soos Jesus te leef. Jy gaan dit nie 100% reg kry nie, maar jy gaan daarna strewe, as jy verstaan wat ek sê. So, toe het hy nou, in die tweede onderhoud, toe het hy nou vertel wat nou gebeur het, voordat hy hierdie ontmoeting gehad het. So, blykbaar, volgens hom, julle kan nou na hierdie onderhoude gaan luister, daar is een of twee van hierdie getuienisse wat ek geluister het, wat op ek dink Facebook was, of op TikTok, ek is nou nie seker nie, maar julle kan nou gaan luister na sy onderhoude. Ek gaan die twee van wat hy het met Josh Rubin sal ek aanheg, en dan kan julle maar die ander self gaan opsoek, want ek is nou nie seker, maar wat ek van praat is, meerderheid is in hierdie twee onderhoude, en dan van dit sal dit in sy persoonlike getuienis wees, wat hy dan dalk op Facebook of TikTok dan nou gedeel het. So, maar verseker in hierdie ene, het hy toe nou genoem, dat voordat hy hierdie ontmoeting gehad het, is dat hy toe die hoofleiers van die sataniese kerk in die wêreld het 'n paar lande geïdentifiseer, waar hulle een persoon moes kies, waar daar 'n sataniese kerk is, wat dan 'n spesifieke ritueel kan doen om uit te vind, en dit kom uit sy eie mond uit, wie die antichrist is, en hoe sy al gebore, en waar hulle met hierdie proses trek van hierdie agenda wat hulle het. Hy noem nou nie die agenda by die naam nie, maar ons weet nou, ons wat bekend is met Bybelprofesie, weet dit is agenda 2030 wat hulle van praat. Ons weet die Wêreldekonomiese Forum en al hierdie groot platforms praat die hele tyd van 2030, almal 2030 is op almal se lippe, waar hulle nou groot planne wil implementeer. So, toe was dit dan nogal vir my baie interessant, toe ek nou dit hoor. Toe sê hy vir my so, en hulle het hom toe nou gekies, geïdentifiseer as die persoon om dit in Suid-Afrika te kan doen. En want hy is 'n medium, en hy kan, ek weet nie, is spiritus, en ek weet nie wat kan hy alles doen nie, maar hy het daardie, hy kan al daai tipe goeders, kan hy nou doen. Maar hy het nogal self erken dat hy bietjie skrikkerig was, want hy het ook vir hulle gesê, hy het nog nie hierdie tipe ritueel gedoen nie, want jy loop die gevaar om 'n groot
portal, soos wat hulle sal sê in Engels, dis dan nie sy presiese woorde nie, maar dis hoe ek het verstaan, oop te maak vir groot demoniese magte, om in te kom as jy nou hierdie tipe ritueel doen. Maar hy het nou gedink, wel, dis goeie geld wat hulle hom aanbied, hy gaan dit nou maar doen. En hy het begin met hierdie ritueel in die sataniese kerk, en die volgende oomblik, toe het daar die hele kerk verlig, en 'n persoon kom toe nou aangestap, wat natuurlik kan vir hom lyk soos 'n gees, maar dit is ook 'n persoon. En hy is toe nou effens bangerig, en dit is toe nou dadelik ook vir my eers ding wat as meerderheid mense wat 'n ondervinding met Jesus gehad het, sal eers vrede ervaar, en dan sal hulle nou skrik en bang raak, maar hy toe nou was dadelik eers bang. Maar dit kan nou ook wees, die Satan in hom, as dit nou werklik Jesus was, wat nou skrik vir Jesus. Maar hy vra toe vir hom, wie is jy? En hy sê toe nie, hy is Jesus of Nazareth, en hy sê in die volgende oomblik, toe sê hy nie, hy is bang, in die volgende oomblik toe strooi Jesus net hierdie vloed van liefde oor hom, wat hy nog nooit ervaar het in sy lewe nie. En naderhand toe sê hy, maar wat van God? En toe sê hierdie Jesus nou vir hom, maar jy weet, as jy met God wil praat, ons kan met God praat, jy weet. Toe dink ek, dit is vir my baie snaaks, want hoekom sal Jesus sê, maar jy weet, nee, ons kan, dit klink amper daar, we can arrange that, ons kan met God praat, jy weet. Toe dink ek, maar hoekom sal Jesus so iets sê, want Jesus is God. Hy gaan dit sê, hy sal sê, maar ek is God, jy praat met my, en jy weet, alles soos die woord van God sê, jy weet, Jesus sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien, daai tipe van ding. En toe het hy nou nie verder uitgebrei, dit klink nie asof hulle enigiets verder gepraat het nie, Jesus is toe weg, en toe 'n paar dae later, toe het hy die stem begin hoor, wat soos die stem van God klink, of wat hy nou sê, is God se stem, en hy het strand toe gegaan, en gereeld na gesprekke met God gehad, onder andere, waar God nou ook vir hom gesê het, is dat hy hoef nie, hy het niks om oor te bekeer nie, en jy weet, kom net na my toe soos jy is. Nou, wat die rooi vlae hier rondom betref, is nommer 1, dit is asof mense nie hierdie goed raak sien nie. Die man het gegaan om uit te vind wie die Antichrist is, wie die volgende Messias gaan wees. En ons weet in die woord van God sê hy, dit gaan 'n persoon wees, dit is 'n valse Christus. Hy gaan hom voordoen as Christus, as die redder van die wêreld. So natuurlik doen hy nou hierdie ritueel om te sien, die man het nie die Heilige Gees in hom gehad op daardie stadium om te kan onderskei, is dit nou 'n familiar spirit, of is dit nou werklik Jesus, of wat gaan aan nie. Hy het nie daai onderskeiding van die Heilige, hy het nie die Heilige Gees in hom gehad om daai onderskeid te kan tref nie. So, onthou, Satan is 'n meester manipuleerder. En wat sê die woord van ons? Hy kom soos die engel van lig, om te moord, roof en te verwoes. So, hy kom en hy gaan vir jou presies sê wat jy wil hoor, want hy weet presies wat in die man se lewe aangaan, want hierdie man behoort aan hom, hy ken sy ins en outs, soos die Engelsman sal sê. So, dit is die eerste rooi vlag. So, hy het hierdie ritueel gedoen. Nou, hulle verwag, dis die een wat moet opdaag. Nou, daag hierdie valse Christus op, en hy begin hierdie gesprek met hom hê, en wat verwag ons van die Antichrist, soos die Bybel vir ons sê? Wat gaan hy doen? Hy gaan kom soos 'n ridder op 'n wit perd, want hy gaan vrede bring, en liefde bring, en dit kan ons al reeds sien, wat besig is in die laaste dae om te gebeur, want ons sien, dit is deesdae hoe dit gaan in die kerke, dit is God is net liefde, God is net liefde, God is net liefde, daar word nie gepreek oor, jy weet, jy moet van jou sonde bekeer nie, almal is welkom, jy kan kom kerk toe, net soos jy is, God aanvaar jou net soos jy is, en is teenstrydig met die woord van God, want soos hy gesê het, deur Jan, dat God gesê het, hy aanvaar hom net soos hy is, weet ons die woord van God sê, ja, jy kom na my toe, ek aanvaar jou,
ekskuus tog, soos jy is, maar sodra jy my aangeneem het as jou redder, God aangeneem het as jou redder, moet jy dan nou jou lewe verander. Jy moet dan 'n 360 grade draai maak en 'n nuwe pad saam met Jesus stap, in sy skoene stap en sy voorbeeld begin volg. Jy moet jou sondige lewe agterlaat. Jy kan kom met jou sondige lewe soos jy is en God sal jou met oop arms inlaat, maar jy gaan moet verander. Jy kan nie bly soos wat jy is nie. God aanvaar jou nie met jou sondige lewe om so te bly nie. Jy kom om te verander en 'n nuwe mens te word in hom. So dit is nog 'n paar rooi vlae wat opgegaan het. So ja, so dan moet jy jouself afvra, is hierdie man nou regtig net mislei of is hy besig om mense te mislei? Jy weet, so dit is iets wat jy jouself moet afvra. Dit is iets wat hy homself moet afvra as hy dalk na hierdie video sal kyk en sê, maar was ek nie dalk mislei nie? Het ek nie dalk die valse Christus gesien nie? Want hoe kan hierdie man nog steeds gay wees, steeds getroud wees met dieselfde geslag persoon en nog steeds in daai lewe aangaan en net vir almal weet vertel van liefde, liefde, liefde. Hy erken self, hy gaan nie vir mense probeer oorreed om 'n Christen te word nie. Hy sê dit uit sy eie mond uit, dis nie sy werk nie. Hy gaan net vir mense wys hoe lief hy hulle is, soos wat God lief is vir hom. Wat 'n goeie ding is, 'n mens moet dit kan ook wys, maar wat leer die woord van ons? As jy jou bekeer en jy word 'n nuwe persoon in Christus, gaan dan uit en gaan vertel mense hiervan. Veral hy wat in so 'n donker wêreld was en weet hoe dit gaan soveel meer. Jy sien ander mense wat in satanisme betrokke was of in al die okkultiese goed betrokke was, as hulle 'n werklike ontmoeting met Jesus gehad het, die God van die heelal, dan doen hulle bes om mense te waarsku om uit te kom, om nie daar te bly nie, want jy gaan hel toe gaan en jy moet Jesus aanneem en hulle werk amper hulle vingerstompies om mense te kry om Jesus te dien. Maar hierdie man het net hierdie houding van, nee, weet, hy gaan dit nie doen nie, hy sê selfs, hy gaan niemand oortuig om 'n Christen te word nie, hy gaan net die liefde wees, hy gaan net Jesus se liefde uitstraal en so aan. So, dit is teenstrydig met die woord van God. Kom ons lees wat, ek het gaan bid vir jou, vra Here, praat net met my, want mens wil nie mense oordeel nie. Ek kry die man inteendeel baie jammer, want ek dink regtig hy word mislei. En deur een van daardie valse Christusse, valse geeste wat vir hom voordoen en sê wat hy wil hoor. Jy weet, en dit is wat die Bybel ons juist sê, en waarsku in die laaste dae gaan daar soveel misleiding wees dat selfs die pastore, priesters, hooggeplaaste mense gaan mislei word. Hulle gaan nie eers die verskil kan agterkom nie. Dis hoekom ons op en wakker en waaksaam moet wees en gedurig moet bid en seker maak ons raak nie vasgevang in hierdie leuen van die Satan nie. Nou ek wil vir julle lees 1 Johannes 1 het die Here vir my gegee wat dit vir ons bietjie mooier verduidelik. Hy sê, alles het by hom begin. Voor alles was hy al daar. Wat Jesus kon vertel het ons met ons eie ore by hom gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ons het mooi dopgehou wat hy gedoen het. Ons kon aan hom vat en het ook inderdaad met ons hande aan hom geraak. Wanneer ons dus oor Jesus praat, is ons seker waarvan ons praat. Maar wie is hierdie Jesus van wie ons praat? Dit gaan oor die een wat ons kom vertel het waar om die ewige lewe te kry. Hy self het die ewige lewe. Daarom kan ons hom lewe noem. Die lewe het na ons toe gekom. Ons het hom goed dopgehou. Wat ons gesien het ons oortuig dat Jesus nie alleen die ewige lewe het nie, maar dat dit ook vir ons kan en wil gee. Omdat niemand so naby die hemelse Vader staan as jy is hy nie, kan hy dit doen. Wat ons gesien en gehoor het ons so beïndruk dat ons julle eenvoudig daarvan moet vertel. Weereens, as jy so ware ontmoeting met Jesus gehad het, dan wil jy mense daarvan vertel. Jy wil hê hulle moet lewe soos Jesus. Ons behoort nou aan daardie familie. Ons wil so graag hê dat julle ook deel daarvan moet word. As dit kan gebeur, sal ons baie bly wees. Daarom skryf ons aan julle. Jesus het vir ons belangrike dinge kom sê. Ons het mooi na hom geluister.
Wat hy vir ons gesê het, vertel ons nou weer vir julle. God kan vergelyk word met die lig wat skyn. Soos die lig die duisternis verdryf, so verdryf die teenwoordigheid van God die bose heeltemal. Hou dit nou in gedagte vir die volgende vraag. As ons rondvertel dat ons deel van God se intieme familie is, maar ons dade verklap die teenoorgestelde, wat maak dit dan van ons? Dit maak van ons skaamtelose leenaars. Dit is soos mense wat sê hulle hou net van die lig, maar as jy hulle soek, sit hulle in die donker. So weerspieël ons mos nie die waarheid en egtheid wat eie aan 'n kind van God die Almagtige is nie. Ons is alleen deel van hierdie hegte familie van God as ons optree presies is soos God dit van ons verwag. Maar wat nou daarvan as ons iets doen waarvan God nie hou nie, vra jy dalk. Wel, dit is juis God se seun Jesus se offerbloed wat ons geestelik silwerskoon was. Daar bly nie een sonde oor nie. Dit beteken dat ons rein voor God kan staan. Ja, nee, moet my nie verkeerd verstaan nie. As ons wil voorgee dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heeltemal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid nie. As ons egter voor God erken dat ons foute gemaak het en nooit weer dieselfde foute wil maak nie, sal God van sy kant af heeltemal van ons sondes vergeet. Hy sal ons ook geestelik skoon was van alles waarvan hy nie hou nie. Dan is daar nog van ons wat wil beweer dat ons nie foute maak of sonde doen nie. Verbeel jou. Deur dit te sê maak hulle van niemand anders nie as God self 'n leenaar. Tot sover. Hulle verstaan nou regtig niks van God se boodskap nie. Dit is hele 1 Johannes 1. So, hier kan ons duidelik sien, wanneer jy Jesus aangeneem het, gaan jy jou uiterste bes doen om ander te vertel van Jesus. Jy gaan probeer om jou sonder sonde te lewe, want God verwyder hy sonde uit jou lewe. Hy was jou heeltemal skoon. Jy gaan nie meer daai ou sonde doen. Jy gaan dalk nuwe goeders doen, maar dan sodra jy erken en besef van, dit is teen God se wil, want jy begin 'n pad deur sy woord stap, 'n pad na reiniging toe, dan gaan jy besef, maar luister, ek moet klaarmaak met dit, want dit hoort nie in 'n kind van God se lewe nie. Maar jy kan nie gaan en sê, jy kan nog steeds gay wees, getroud met dieselfde geslag, en dis okay nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dan is daar iets fout. Iets het fout gegaan in hierdie ontmoeting wat jy gehad het. As jy nog self kan selfregverdig dit wat jy doen. So, ja, dit is belangrik dat ons in tye soos die besef, maar kyk, daar gaan baie valse Christusse kom. Jesus het gesê, pas op, en ons weet, Jesus self gesê, nou gaan baie mense dalk sê, ja, maar die man het nou gegaan in die afgelope jaar of so, en hy het gegaan en hulle het, demone uit hom uitgedryf en al daai tipe van dinge, maar wat sê Jesus? Hy sê, baie mense gaan na my toe kom en sê, maar Here, ek het duiwels uitgedryf in die naam. Ek het wonderwerke gedoen in die naam. En dan gaan Jesus sê, maar gaan weg van my af. Ek ken jou nie. So onthou, daar's baie mense daar buite wat baie dinge soortgelyk kan doen as die ware Jakob, maar dit beteken nie hulle het 'n ware verhouding met die almagtige God nie. Dit gaan al hoe moeiliker raak. En die woord van God sê, jy sal aan jou vrugte herken word. Jy sal aan jou vrugte sal sien of jy nou, ek weet, dit vat 'n tyd, dit vat 'n rukkie vir 'n nuwe Christen om nou hierdie pad te volg en dan alles gaan dalk nie nou 100% reg wees nie, maar jy gaan dan besef maar wat die waarheid is en ek moet daar uitkom en jou vrugte gaan begin wys dat jy werklik 'n kind van God is, dat jy werklik Jesus wil volg. So, my gebed is dat hierdie man werklik waar sal besef, maar kyk en gaan stil sit en sê, wonder ek, het ek nie eintlik 'n ontmoeting met die antichrist gehad nie, die valse Christus nie, wat my nou in 'n valse pad wil laat lei om te laat glo ek kan in my sondige leefstyl bly nie en dit is aanvaarbaar nie. Of weet laat hy dit sal besef nie. En as hy werklik 'n ontmoeting met Jesus gehad het, dat hy sal besef, maar luister, ek moet klaarmaak met hierdie goed want dit hoort nie deel van God, 'n kind van God se lewe nie. So ja, ek wil maar net gesê het, kyk, wees versigtig as jy kyk na sekere getuienisse van mense en ook met mense wat jy te doen kry, gaan altyd terug na die woord van God toe. Dis hoekom dit belangrik is om God se woord te lees en te studeer en te ken,
dat jy kan sien die tekens van die eindtye, want hier kan ons duidelik sien dat daar hele paar rooi vlae is en dat dit teenstrydig is met wat die woord van God sê. Nou ja, dis 'n mondvol gewees. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag verder tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.